Amen. Here, baie dankie vanmôre dat ons weet, U leef. U is saam met ons in elke oomblik van ons lewe. Omdat U leef, Here, weet ek. U is die God wat saam met ons is elke oomblik. Ek kan môre face, Here, I can face tomorrow. Vandag, elke dag. Maar Here, so kom ek ook vanmôre en ek bid dat U wil geskied. Laat U wil geskied. In elke een van ons se lewe. Ons gee U die eer. Ons loof U die naam bo elke naam. Dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek is hier vanmôre saam met ons in ons teenwoordigheid. Amen en amen. Dankie, julle kan julle sitplekke neem. Ek wil vanmôre deur te begin vir julle te sê, julle is op die beste plek. Amen. Die kerk is nie die kerk is nie die gebou nie. Dit gaan nie oor die gebou nie, maar dit gaan oor die fellowship. Dit gaan oor die by mekaar kom om die Here se naam groot te maak. Kan ek gou vir jou iets sê vanmôre? Ons aanbid die koning van die konings. Die naam bo elke naam. En ek wil bietjie met jou praat vanmôre net sommer so uit die hart uit, maar toe kom ek nou agter, jy weet, in die laaste tyd die gedagtes is ook nie meer altyd daar nie, so. Nou maak ek maar so bietjie aantekeninge. In hierdie tyd waardeur ons gegaan het die Here lekker met ons gepraat, maar voordat ek daarby kom, wil ek vanmôre vir julle sê baie dankie vir elkeen se gebede. Vir julle gebed. Ek wil iets getuig vanmôre, gebed dra krag. En dan wil ons ook vir Tommy en vir Charlene baie dankie sê vir die tyd wat hulle vir ons ingestaan het. Vir die 3 weke wat hulle alles hanteer het en hulle werk ook vir hulle ligter gemaak het. En dis net 'n eer, dis 'n eer om 'n wonderlike werkende gemeente te hê. En dit is nie 'n perfekte gemeente nie, want jy kry nie 'n perfekte gemeente nie. As jy dink jy wil een gaan soek, bly weg, maar dan gaan jy daai gemeente onperfek maak. Jy gaan nie perfek maak. Maar Tommy, ons wil vanmôre vir julle sê baie dankie dat julle ingestaan het vir ons. Ons het lekker gerus, dit was regtig nodig. Hierdie laaste tyd was tot my moeg. Maar weet jy, dit was wat dit was en ons is daar. Maar ons is nou terug en ons is terug nou met 'n bang. Amen. En ons is hier vanmôre. Ek wil bietjie met jou gesels, sommer net so uit die hart uit, oor omstandighede waardeur elkeen van ons gaan, en waar ons is, en hoekom ons daar is. En jy sal sien, ek het nou die laaste week gepraat oor die 80-20. Die 80-20, en dit is wat die Here vir ons gewys het, of vir my gewys het, en ek en Monja het 'n bietjie gedeel. Wie dink hulle weet waaroor gaan dit? As jy so kyk na die prentjie, 80-20, het jy al gehoor van hom? Kan ek vir jou sê, in enige omstandighede, in 'n werksproses, in 'n land, in 'n besigheid, as 80% nie gaan oor God nie, is jy verlore. Of ja, 100%, ekskuus tog. Jy sien, daar's 'n verdeeldheid in 'n land van waarin ons is, en die kerk waarin hy homself bevind vandag, en waar ek en jy onsself bevind, is ons vandag die 20%, en ek sê dit sommer maar so, maar ek dink ons kan dit eintlik 90-10 noem. Want jy sien, baie mense van die Here sê, ek is 'n dienende knegt van God, ek werk vir God, maar eintlik val jy onder die 80% kategorie, want die wêreld en sy dinge is meer belangrik as die 20%. Is julle met my? Is julle saam met my? Maar weet jy, Naams, ek verstaan nie altyd. Ek hoor nie die stem van die Here nie. Ek verstaan nie wat God vir my sê nie. Ek weet nie wat deurkom nie. Ek weet nie wat aangaan nie. Ek is so lief vir die Here. Maar ek kom net nie daar nie. Wat gee jou Bybel? Wys bietjie jou Bybel vir jouself. Kom ek leer jou gou iets vanmôre. Wat is die Bybel? Baie sê dis 'n storieboek. Historiese storieboek wat maar net geskryf was. Maar weet jy hoe kostelik is hierdie Bybel? Weet jy wat is hierdie Bybel? Hierdie Bybel is vanmôre God se woord. As jy jou Bybel lees, beteken dit vanmôre God is besig om met jou te praat.
Dankie vir daai 2 amens. God is besig om met jou te praat. Daarom is ek so erg op die Bybel, want jy moet die Bybel lees. Nie iets anders dan nie. Die Here praat met jou deur die Bybel. En wat is gebed? Jy praat met God. Daarom is dit so belangrik om te bid, om met die Here te praat, om te sê, Here, hier staan ek vanmôre, gebroken, stikkend. Ek het 'n vol lewe, ek weet nie waarom te vat en waarom te los nie. Here, wanneer ek die Bybel lees, maak U woord oop, breek U woord oop vir my. Praat met my, Here. Ek luister. Praat met die Here. Dis gebed, dis jou Bybel, dis hoekom jy belangrik is. As jy nie 'n Bybel het nie, moet jy met ons praat, dat ons vir jou 'n Bybel kan gee. Maar dis hoe God met jou praat, hy praat deur die Bybel met jou. En wanneer ek preek, wil ek gou vanmôre vir jou sê, en 'n tye kom 'n mens agter ook, dat ons steek maar baie keer as pastore of predikers ook maar agter 'n masker of kruip maar daar weg. Dit gaan nie altyd wat wonders nie, dit gaan nie altyd so goed nie. Maar wanneer ek preek, een ding wat ek weet oor my lewe, preek ek ook vir myself. Ek preek nie net hier nie, as ek hard is, dan is ek hard op myself, en ek is baie hard op myself. Ek praat hard met myself. En ek moedig myself aan. Kan ek gou vanmôre vir jou sê, ek wil hê jy moet hierdie hoor vanmôre. Jy moet jouself aanmoedig. Ek moedig myself aan, dat Jesus is saam met my. Sê dit gou vir jouself. Jesus is saam met my. Hy is in my lewe teenwoordig. Ek kan nie anders doen nie. Ek weet nie hoe mense dit reg kry om sonder Jesus te lewe nie. Wanneer dit moeilik gaan, is Jesus saam met my. Wanneer dit goed gaan, is Jesus saam met my. Amen. Hy is saam met my. En wanneer ek die gewig op my voel, wanneer ek die las op my dra, wanneer dit op my is, dan weet ek vanmôre, dan voel ek ook iets, dan weet ek in my binneste, dat Jesus is saam met my. Hy is saam met my. Is julle met my? Is julle daar vanmôre? Amen. Beteken dit vir jou iets so ver? Wag, hier kom die beste. Die beste kom nog. Waardeur jy gaan vandag, ek wil jy moet iets hoor. Die krag van God is genoeg vir daardie taak, vir daardie challenge, vir daardie uitdaging, wat ook al jy nou face, die krag van God is genoeg. Dis genoeg vir jou. En wanneer ons gaan kyk in die boek van Matteus, wanneer ons Matteus gaan lees, wat sien ek en jy in die boek van Matteus? Ons gaan en dan sien ek in die boek van Matteus is dat Jesus is die groot leermeester. Maar kan ek gou vir jou ietsie sê? Jesus is nie net daardie man nie, hy is nie net daardie leermeester nie. Jesus is die seun van God, hy is die allerheiligste. Wanneer jy van Jesus praat, praat jy van krag. Praat jy van die allerheiligste. Praat jy van, nie daardie man nie, nie daardie mens nie, jy praat van die seun van God, sy naam is Jesus. Ek wil gou op live sê, is dit Corneille Miller daar van die Israel Visie, wat sê sy naam is Yeshua, sy naam is Jesus Christus in Afrikaans, en jy gaan my nie oortuig nie. Hy is vir my Jesus. Nou gaan hy seker weer vir my skryf op Facebook. Maar ek wil jy maar dit hoor. In Engels is hy Jesus Christ, Hebreëus Yeshua. Maar vir my, ek leer dit, is hy Jesus Christus, die seun van God, die Messias. Hy wat gesterf het aan die kruis op Golgotha. Dis wie hy is. Hy is die groot leermeester. Die boek Matteus beskryf hom as die leermeester. Maar dan gaan ek terug na die Pentateeg boeke toe, wat die Pentateeg boeke van Moses, die 5 boeke van Moses. Dan leer ek iets van Moses, die leringe van Moses wat hy in hierdie 5 boeke gee, doen Jesus die 5 preke. Het jy dit al gesien? Moses kry die woord by God, die leringe, hy leer die volk, en Jesus kom en hy kom gee die preke op aarde. Die mooiste, die bergprediker. Moses is op die berg Nebo, in die stad, of in die land van Moab. Kom ons lees dit gou saam, is nie op die bord nie, maar kan ek gou vanmôre vir jou ietsie sê? En hy beskryf hierdie God.
Elise, wie is God vir jou? Hallo Wikus. Wie is God vir jou? Wie is God vir jou? Rassie, wie is God vir jou? John, wie is God vir jou? Hoe beskryf ek en jy God? Maar hoor gou, hoe beskryf Moses God? Hy beskryf hom as die God van die berge. Hy beskryf hom as die God van die hemele, van die heelal. Hy beskryf hom as die skepper. En dan, wanneer ons in Deuteronomium, mag jy jou Bybel by Deuteronomium oop, en wanneer ons die boek van Deuteronomium lees, een van Moses se leringe wat hy skryf in Deuteronomium 33, skryf hy vir ons wie God is. Hy beskryf dit. Hy is in hierdie land op die berg Nebo, en hy is in die berg of in die landstreek van Moab. En net voordat hulle die beloofde land ingaan, kan hy nie, kom hy daar en hy kom gee die seëninge van die 12 stamme van Moses, of Moses kom gee die seën oor die 12 stamme net voor sy dood. Hierdie is net voor sy dood wat dit gebeur het. En hy kom beskryf die 12 stamme, en hy spreek die seën uit oor die 12 stamme, en hy kom vertel hierso wie is die God. Hoor in vers 26. En hy vertel ons die God van die berge, die God van die heelal, die God wat die mense geskaap het. En hy skryf in vers 26, niemand is daar soos God, o Jesrin, wat oor die hemel ry as jou hulp en oor die wolke in sy hoogheid. Die ewige God is 'n woning, hoor gou, die ewige God is 'n woning en onder, waar? Mense, waar? En onder, ewige arms, en hy het die vyand voor jou uitgedrywe en gesê, verdelg. Luister gou mooi. In hierdie einde van die gedeelte van hierdie seëninge kom gooi Moses hierdie in. Hy sê, I am the God of underneath. In Hebreëus kom sê hy, dit is the God, of in Hebreëus word dit vertaal as Tagat. Is T-A-C-H-A-T, Tagat. The God of underneath. Weet jy, kan ek gou vanmôre vir jou sê, luister mooi. At the bottom. At the bottom. Dis waar ek en jy God moet verwag. Down on my knees. Ek gee nie vanmôre om wat jy staar in die gesig nie. Ek gee nie om waar deur jy gaan nie. Ek wil hê jy moet vanmôre hoor kerk. Jesus is saam met jou. Amen. Of jy rock bottom is, of jou gesin besig is om uitmekaar te val, of jy vanmôre ly aan depressie, of jy kanker het, kan ek vir jou iets sê, of jou huwelik besig is om op die rotse te loop, of jou bediening swaar kry, bedienaars daar buite. Luister die beer, luister. Kyk hoe kyk jy die beers. Luister die beer. God is onder by jou. Hy is onder by jou. God se wil binne in nuwe omstandighede. En ek het dit ontdek in hierdie laaste tyd. God se wil binne nuwe omstandighede. Luister kerk, iemand moet die Here 'n lofoffer gee vanmôre man. Kom ons gee hom 'n lofoffer. Ons is nie 'n dooie kerk nie. Amen, Here, ons gee hierdie lof vanmôre. He is not just the God of the mountain, he is the God of the valley. Ken julle daai liedjie? He's not just the God of the mountain, he's the God of the valley. Partykeer sê hy vir jou, gaan onder in die vallei, dis waar jy my gaan kry. Dis waar jy my gaan kry. Wees saam met my Romeine 12 vers 3 en is op die skerm. Vanmôre praat ek met jou oor geloof wat werk. Geloof, sê dit, faith that works. Geloof wat werk. Amen. Terwyl jy gou daar deur die kosbare woord blaai na daai kosbare stukkie toe. Gaan ek dit vir jou vanmôre lekker lees. Paulus kom skryf dit vir ons. Hy sê, want deur die wat, mense? Deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elke een wat onder julle is, dat hy nie van homself moet meer dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig. Wat moet jy word? Jy moet besadig word, of besadig te wees
na die maat van geloof, soos God het aan elke een toebedeel het. Hoor jy wat hy sê? Besadig. As jy vanmôre vir my sê, ek is besadig, ek het die Here lief, ek wil jou sê vanmôre, ons is in die eindtyd, kyk wat is besig om te gebeur. Kom ek sê vir jou iets, almal wat Trump aanvolgers, ek hou van wat Trump doen, maar die woord, Esegiel, die Ou Testament, Rog, Magog, daar kom China nou teen hulle op. Die wêreld verander, omstandighede verander, ons is in die eindtyd, jy moet vashou, Jesus kan enige oomblik kom. Hy sê ons hoor dit, lees Matteus 24, ek wil nie vanmôre politiek praat nie, as ek praat sal ek sommer opgewonde raak en praat op, maar ek gaan nie. Ek wil jou bemoedig vanmôre, dan selfs dit vir hom naps net gebeur, daai eerste prentjie op. Hou op om te sê, ek is 'n kind van God. Jou 80% mens. Kan ek gou vanmôre vir jou iets sê? Maar naps, ek lewe reg. Ek doen alles reg. Maar jy wat so dink, ek het dit in die live gesê, die hel is vol van mense wat dink hulle lewe reg. Hoe lyk die hemel? Die hemel is vol prostituie, moordenaars, mense wat gedrink het, mense wat bekeer is. Hoekom? Want as jy dink deur jou dade, deur jou werke alleen gaan jy gered word om te sê ek het nie 'n kerk nodig nie, ek het nie regtig God nou nodig nie, ek lewe reg, wil ek vanmôre vir jou sê, die hel is vol van daai mense. Dankie vir die 20% wat vir God 'n diensknegt is en diensbaar is om te werk, om te bid. Kan ek gou vanmôre vir jou sê, mense wat hulle self mobiliseer om te sê, maar ek lewe reg, is eintlik mense, wanneer jy hom vra om te bid, dan kan hy nie bid nie. Wanneer daar 'n krisis in sy lewe kom, dan weet hy nie aldag wie is Jesus nie, of hy weet wie is Jesus, of hy weet nie wie is Jesus nie. Hy het 'n bietjie 'n dwaal in hom, hy's 'n bietjie onstabiel. Maar vir die 20% wat werk, weet hulle die woorde van Paulus, dankie, sit vir my weer Romeine 12:3, want deur die genade, ek is hier vandag deur die genadegawes wat aan my gegee is. Ek is nie hier omdat ek grand is nie, ek is hier deur die genade, ek het 'n keuse gemaak, want as ek sê, ek is deel van die 20%, beteken dit vanmôre dat ek het gesê en ek het bekend gemaak dat ek is bekeer. Ek het Jesus gekies as my saligmaker. I chose Jesus Christ as my Savior. Kom ek lees gou vir julle die volgende een, Romeine 12:6 en 7. En ons besit genadegawes. Wat besit ons? Genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is dit profesie na die maat van die geloof of die bediening? In die werk van die bediening? Of leer of wie leer in die leringe? Dankie Paulus. Dankie dat jy hierdie geskryf het, want ek wil dit vanmôre vir die 80% mense sê, sodat daar 'n verandering kan kom, sodat jy kan weet vanmôre, kan ek wees en ons kan dit omdraai en oor 'n maand of 2 maande of oor 'n jaar kan ek sê, Nou Limits Gesinskerk is 100% mense, diensknegte wat werk vir die Here. Wat werk vir die Here. Kan jy bietjie daaroor gaan bid hierdie week? Kan jy bietjie sê, maar ek wil bid, ek wil vir die Here werk, ek soek iets om vir die Here te doen? Hoekom sê ek dit elke ding? Hoe kan ek dit vir jou stel vanmôre? Hoekom elke ding wat jy oorkom, moet jy besef dat God gee jou genoeg geloof om daaroor te kom. Dis wat ek wou sê. Elke ding wat in jou lewe tans besig is om te gebeur, God gee jou genoeg geloof om daaroor te kom. Ek sê weer vanmôre, ek staan voor julle. Ek preek nie net vir julle nie, maar ek preek vir myself. En ek wil hê jy moet hoor vanmôre, ek het genoeg geloof om deur my storms te kom, want ek weet Jesus is saam met my. Hoe groot is jou geloof? How big is your faith?
Weet jy wat God vir jou beplan? Het jy nog 'n droom in God? Ek hoor mense elke dag sê, maar weet jy wat, ek word aangeval. Is daar van julle wat so voel? Kom wees eerlik, steek jou hand op, ek word aangeval elke dag. Kind van God, dan doen jy reg. Ek word aangeval. Kan ek vanmôre vir jou sê, jy sit mense, daar kan emosionele pyn en verbittering oor iets wees, wat dalk met jou gebeur het in die verlede, waarmee jy sukkel om oorwinning te kry. Is ek reg? Jy sit hier vanmôre, emosionele pyn, verbitterheid, verwerping, wat ook al. Jy sukkel om oorwinning te kry. Is daar? Amen. Kom ons wees eerlik. Of 'n stryd met onvergewensgesindheid oor 'n onreg wat aan jou gedoen is. Dit kan familiemoeilikheid wees, of moeilike familie, of weet jy wat, selfs gesinsverhoudinge, waarvoor daar oënskynlik net geen oplossing is. Is daar van julle wat so is? Amen, kom. Wat sukkel vanmôre met familie? Is daar vanmôre van julle wat die woorde van Paulus sê, dat daar is 'n doring in my vlees? Is daar? Kom ons lees 2 Korintiërs. Kom ons blaai gaan na 2 Korintiërs toe. Mense, julle moet julle Bybels bring. Ek gaan nie meer baie bederf op die bord nie, maar vir die wat ek sal opsit hier en daar. 2 Korintiërs, kom ek lees gou vir julle, is net na Romeine. 2 Korintiërs is net na 1 Korintiërs. Amen. Lekker. Naps, as jy dit nie nou gesê het nie, het ek dit nie geweet nie. Prys die Here. Hoor gou hierso. Paulus kry hierdie hemelse gesig en hy praat ook oor die doring in sy vlees. En ek wil gou saam met jou lees daar vers 7. Vanaf vers 7, 2 Korintiërs 12. 2 Korintiërs 12. Ek het so gesê, het ek nie? Okay, jammer, ek gaan op die kamera luister. Vergewe my, dis maar my eerste keer terug. Na 'n tydjie. Vind nog voete. Hier kom Paulus, luister, niemand skryf dit namens Paulus nie. Paulus skryf hierdie self. Jy skryf jou eie joernaal. Wat skryf jy in jou joernaal? Paulus skryf hierdie daar vers 7, hy sê, en dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaring nie deur so openbaring nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van Satan, hoor gou mooi, om my met die vuis te slaan, dat ek my nie verhef nie. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy my, vers 8, hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy van my sou wyk, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. Die duiwel gaan jou wil hê, duiwel wil jou dood hê. Kan ek gou vanmôre vir jou sê, die duiwel wil my dood hê. Hy soek my nie. Daar is 'n doring in my vlees, ek moet hierdie goeders vat, ek moet met hierdie dinge deurkom. Ek sukkel met hierdie dinge in my lewe. Ek sukkel met dit. Tommy, ekskuus, ek sien hierdie dinge het nou nie ge-update hierso nie, maar ek gaan gou verder. Ek het die ander slides ook hierso. Nee, dit maak nie saakie. Dit is maar die netwerke vandag. Moenie stres nie, ek hardloop gou. Jy moet net kyk, Monja het daai ding omgestamp. Dis Monja, ek het al gesien. Kom ons kyk gou. Ek is gewoonlik iemand wat my gedagte gevange kan neem en onder die heerskappy van Christus kan plaas. Wat ons moet doen wanneer ons baie keer slegte nuus kry of selfs deur moeilike tye gaan. Die woord sê dit. Hy sê neem jou gedagte gevange. Plaas dit onder die heerskappy van God, van Christus. En ek kan dit baie keer doen. Maar in die laaste tyd toe kom ek agter hierdie slegte nuus solwer in my gedagtes. Weet jy wat? Ek sukkel om dit gevange te kry. Is daar van julle wat ook so voel? Of is ek alleen? Die Bybel sê eerste plek is, neem jou gedagte gevange. Onderwerp dit aan Christus, onder Christus. Weerstaan die duiwel.
Dis wat ons doen. Maar tog kry ek nie my gedagtes gevange geneem nie. Hierdie goed holwer hier binne. Jou gedagtes is jou grootste vyand hier tussen jou ore. Dis asof hierdie monster kom en hy slaan net sy kloue in jou elke dag. Hy steel jou joy. Hy steel jou vreugde. Weet jy, dan besef 'n mens net hierdie een ding, dat 'n mens nie in eie krag nie hierdie ding kan oorwin nie. Jy kan dit nie alleen doen nie. Jy kan dit nie in eie krag en mag doen nie. Kan ek gou vra, is daar al mense wat gevoel het as jy slaap, kry jy hierdie drome wat nie gepas is by 'n kind van God nie? Kry jy dit? Steek jou hand op. Waar het jy deure oopgemaak? Steek op, nee, steek op, ek wil jou vra. Antwoord. Where did you open the door? Nie altyd nie, né? Maar voordat ek gou vir jou hierdie lees, kom ons gaan lees gou in Job 33. Dit kom nou by my op. Dankie Here. Hier kom die ou naps terug. Job 33. Tommy, waar's Job? Net voor Psalm. Hoop so. Wendy de Bruyne, waar's Job? Het jy al vir Wendy de Bruyne gesien as ek live is? Sy sê vir my, waar moet ek lees? Ek like dit. Moenie ophou nie, hoor. Ek like dit. Job 33, daarvan af vers 14. Sê daar amen? Dit het nie nou by my opgekom. Mense wat droom, inteendeel God spreek deur naggesigte. Hoor gou baie mooi. Want God spreek op op twee maniere, maar die mens let nie daarop nie. Wat sê vers 15 in jou Bybel? In my Bybel sê hy ook, in die droom, in 'n naggesig, as diepe slaap op die mens val tydens sluimerigheid op die bed. Sê jou Bybel dit ook? Praat Here, praat met my in 'n droom. Wat wil jy moet ek doen? Kom ek beloof jou, bid dit. Smeek dit af met danksegging. Vra die Here om jou drome te verander. Ek gaan nou vir jou iets anders te wys. Hoor gou mooi. Kom ons kyk wat sê vers 16. Dan open hy die oor van die mens en hy druk die seël op die waarskuwing aan hulle. En baie kere droom jy van demone, kind van God. En dis ook 'n manier hoe God met jou praat. Hy waarsku jou. Hoor wat sê die Bybel? As jy daar kan ek gou vir jou sê. Hy sê dan, hy druk die seël op die wat? Waarskuwing. Op die waarskuwing aan hulle. Kom ons kyk wat sê vers 17. Om die mens terug te hou van die onderneming en trotsheid vir die man te verberg, sodat hy sy siel kan red uit die kuil en sy lewe, dat dit nie omkom deur die spoes nie. Maar nou die ander kant van die saak. Nou droom mense van tokkolossies en hulle droom van goed wat hulle toespin en hulle droom van last. Hoor gou wat sê Matteus. Hey man, die boek van Matteus is mooi. Matteus 13, is julle daar? Hoor gou wat sê Matteus 13. En ek gaan hiermee afsluit. Kan ek afsluit? Ek raak nou moeg. Matteus 13. Mense, kom ons wees ernstig. Hierdie is 'n ernstige saak. Want jy weet wat, jy word getuister. Jy word getuister. Iewerste is jy besig, en ek praat nou gou vanmôre met mense wat oop deure het. Ek het nodig om te weet, ek het nodig om myself te herinner wie God is en dat Jesus saam met my is. Maar as jy besig is met verkeerde dinge, kan hierdie droom ook na verkeerde dinge toe lei. Kom ek sê gou vir jou so. En ek is nou jammer, ek moet dit vir jou breek, maar jy moet maar gaan ondersoek instel. Vanaf vers 24 in Matteus 13 sê hy, 'n ander gelykenis
het hy hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het. As jy 'n goeie mens is, of jy beskou jou as 'n goeie mens, is dit nie dat jy in en uit die koninkryk van die Here is nie. As 'n opregte kind van God, die woord sê, soek die koninkryk van God. Bly jy in die koninkryk van God. Goeie mense is in en uit die koninkryk. Ek wil dit net vir jou vanmôre noem. By in and out of the kingdom of God. Dan is hulle by die kerk, dan is hulle in die wêreld. Dan is hulle by die kerk, dan is hulle in die wêreld. Hoor gou wat sê hy vir ons. Hoor wat sê hy in vers 25, en hierdie moet jy neerskryf, en hierdie moet jy bid, ons gaan vir jou bid, en na kerk kan jy gou gaan, ons leiers gaan vir jou bid hierso. Ons het mense wat vir jou wil bid om hierdie dinge te doen, ons seel dit af, hoor. Ok, maar terwyl die mens slaap, hoor gou, het wie gekom? Ekskuus? Sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. Wie is jou vyand? My vyand is die duiwel. Hy kom saai hierdie las in jou gedrome. Hy kom saai hierdie verkeerde dinge in jou drome. Hy kom saai goed in jou drome in. Hy kom saai die onkruid. Kom ons noem dit onkruid. Gaan figure uit wat is jou onkruid. Gaan sort dit maar uit. Hy kom saai die onkruid in jou drome, terwyl God sê in Job, dat hy ook kom en jou kom waarsku. So wat doen God? Hy kom waarsku jou kind van God. So hy kom saai die goeie, Jesus sê, die goeie saad. Maar die duiwel kom, en hy soos 'n lafaard, hy kom saai die onkruid, en dan gaan hy weg. En baie mense is vasgevang in 'n vrees. Angs. As ek reg, as jy wakker word, het jy al daai angsgevoel gekry? Het jy al daai vreesgevoel gekry? Hoor wat sê hy gedaan in vers 26. En toe die spruitjies opgeskiet, en toe die spruitjies opgeskiet en die vrug gevorm, toe verskyn die onkruid ook. Mense, hierdie is 'n preek vir 'n ander dag. Ek gaan hierdie preek vir 'n ander dag, kan ek maar? Dan gaan ek 'n bietjie hierdie vir jou diep breek. Ek gaan vir jou 'n bietjie diep dit inbreek. Maar kom ek sê gou vanmôre, dankie Danzel, die volgende skyf vir jy daai Eksodus. Kyk wat sê Eksodus 15 vers 2, en ek lees hierdie vanmôre, en ek dink dit is wat ek en jy vanmôre nodig het. My krag en my sterkte kom van wie? Kom van die Here. Hy gee my oorwinning, hy is my God. Ek wil hom loof. Ek wil hom loof. Waar kry ons oorwinning? En toe ek hierdie lees en ek my gedagtes hover. Praat die Here met my. Kyk hoe praat die Here met my. En nou het ek nie vrees nie. Hoekom moet ek vrees hê? Weet jy wat sê Jesus? Hy sê, kwel jou nie oor die dag van môre nie, want elke dag het sy eie kwaad. Weet jy wat besef ek? Môre kan nie een van ons hier wees nie. Dalk vandag nog. Vanaand. Maar terwyl ek hier is, kry ek my krag en my sterkte van die Here. Ek het hierdie uit die Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê, hy gee my oorwinning, maar hy skryf hom vir my bietjie mooi, die 53 sê hom so bietjie anderste. Hy gee my die oorwinning. Die oorwinning. Ek wil hierdie versie oor dan, ek wil dit vanmôre ook oor jou profeteer dan Zali. Hou vas aan hierdie, en jy sal altyd jou krag en jou sterkte kry van die Here. En hy sal jou altyd hierdie oorwinning gee. Vir ander mense ook. Weet jy, die Here druk dit maar net, ek moet dit vir haar sê. Die engel sê hom so, tog hy sê hom ook mooi. The New International, dankie dan Zali, kan jy vir my opsit daarso? Hy sê, the Lord is my strength and my defense. He has become my salvation. Hou vas aan dit. Hou vas aan dit. Maandag, Dinsdag, Woensdag. Donderdag, Vrydag, Saterdag, tot jy weer hier kom, elke dag. Hou vas. The Lord is my strength and my defense. He has become my salvation.
Hy kom en hy gee my oorwinning. Amen. Here, dankie dat ons vanmôre oor hulle kan bid. Here, mag u gees vanmôre oor hierdie kerk sweef. En mag u die onkruid in die naam van Jesus, die naam bo elke naam, uit hulle gedagtes, uit hulle lewe uit verwyder. Trek dit uit, Here. Gee hulle vanmôre ook hierdie krag en hierdie sterkte en hierdie strength, Here, om aan te kan gaan. Here, gee hulle oorwinning, dis my gebed. Here, ek bid en ek kom saam met biddende mense vanmôre en ek weet hier is mense wat sê amen en amen, halleluja, ons stem ooreen. Sela, so sal dit wees. Amen. Here, dat hierdie kerk 'n kerk sal word terwyl ons op die aarde is om disippels te gaan maak van alle nasies, hulle te leer en hulle te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here, waar ons nou oorgaan na die doop toe, Here, wil ek vir hulle bid en dat hulle lewe daarvolgens sal lewe en dat dit vir hulle uitkoms sal wees. Ek eer U vanmôre. Daar is niemand soos U nie, Here. Thank you, Lord, that you become my strength and my defense. Dankie, Here, dat ek my oorwinning in U kan kry vanmôre. Ek gee my lewe vanmôre oor aan U terug. Ek wil in U wil lewe, in U wil van nuwe begin, in nuwe omstandighede, wat ook al mag wees, wil ek vanmôre 'n lofoffer bring. Ek sê weer vanmôre, He's not just the God of the mountain, He's the God of the valley. Baie mense soek God op die bergtoppe, maar jy gaan hom kry in the valley. Amen en amen.